Liewe Berse gemeente en al ons kosbare vriende, ons het gister gepraat oor die manier wat God ons suiwer, sodat ons in hierdie lewe op aarde ons lig helder kan laat skyn. Ons lig is nie in die hemel nodig nie. Ons goeie werke is nie daar enigiets werd nie. Jesus is die lig in die hemel. Op aarde was hy die lig, maar hy het daardie taak aan ons oorgelaat toe hy in Matteus 5 vers 14 gesê het, julle is die lig van die wêreld. Hy het ook gesê, julle is die sout van die aarde. Ons is nie die sout van die hemel nie. Ons heiligmaking gaan daaroor dat ons op aarde die beeld van Christus moet dra. Dat ons moet leer om lig en sout te wees. Kom ons kyk na een aspek van die beeld van ons meester Jesus Christus, Johannes 13 vers 5. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan afgedroog met die handdoek wat hy omgehad het. Dit bly vir my van die aangrypendste gedeeltes in die hele Bybel. Jesus besig om sy disippels se voete te was. Ja, ek hoor jou. Jig. Hy, die Seun van God, buig neer en verrig hierdie werk wat ons mense so vernederend beskou, so benede ons waardigheid. Dit moet net uiterste liefde wees wat tot so iets in staat is. Soos dit ook in vers 1 staan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste lief gehad. Die mense wie se voete hy gewas het, was ook nie wafferse mense nie. Nie aan ons standaarde gemeet nie, eintlik was hulle maar eenvoudige mense, ietwat ruw en ongepoleerd. Ongeslypte diamante sou mense hulle vandag noem. Maar daar's nog iets wat ons moet raak sien. Onder daardie klomp voete was daar ook die voete van Judas Iskariot. Die man wat sou toesien dat daardie hande wat nou sy stowwerige voete was, binnekort deurboor sou word. En Jesus het dit geweet, maar hy het Judas nie verbygegaan nie. Kom ons wees eerlik, dit is nou nie eintlik iets wat ons graag sal wil doen nie, om 'n ander se voete te was. En dan nogal voete van die wat ons as minder is beskou. Maar as daar dan voete gewas moet word, enige persoon behalwe die wat reeds sit en planne beraam om my te verraai of in die rug te steek of te beskinder. Nee, geensins. Nog nooit as te nimmer nie. Jesus was bereid en hy sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Jou en my uiterste liefde vra dalk van ons om net voete te was. Jesus se uiterste liefde het hom veel meer gevra. Hy het aan die kruis doodgebloei vir ons. Kom ons volg vandag Jesus se voorbeeld. Kom ons vergeet van onsself en dink vandag aan iemand wie se voete ons vandag in die gees kan was. Ja, al is ons ingeperk en in isolasie, of al is ons op 'n siekbed of in die gevangenis, kan ons ons uiterste liefde betoon deur vir ander te bid. Ons kan bid vir iemand wie se voete ons normaalweg nie sal was nie. Kom ons volg die voorbeeld van Jesus en betoon uiterste liefde vandag. Lê 'n persoon of persone wat ons miskien as ons mindere beskou by Jesus se voete neer. Die diep spykermerke van sy voete sal jou weer verseker van sy liefde vir jou. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, net die naam van Jesus gee ons vandag vrye toegang tot U en daarom nader ons U in die naam van Jesus Christus ons Here. Ons dank U vir die voorbeeld van uiterste liefde wat Jesus vir ons kom stel. Gee ons vandag die moed om te wys in wie ons glo. Hoe ver skiet ons tekort, Here? Ons dank U vir die Heilige Gees wat ons aan U gelykvormig wil maak. Here, help ons om nooit 'n struikelblok in die pad van enige een te wees op pad na die hemel toe nie. Help ons om by U uiterste liefde ons rus te vind. Dankie vir U uiterste liefde offer aan die kruis. Leer ons om ander hoër te ag as onsself. Laat U genade vir ons nie te vergeefs wees nie. Laat U genade nie vir ons te vergeefs wees soos vir Judas nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.